Dis so net na 8 en is tyd vir vanaand se radiodokumentêr. Ek het die hele aand net verwag vir jou. Jy's gereed, so ons gaan nou luister na reuse wat rekords laat spat. Hierdie prestasies inspireer gewone mense om die grense van die sogenaamde onmoontlike te verskuif. Lekker luister. 5, 4, 3, 2, 1. Reuse wat rekords laat spat. 'n Ontmoeting met van Suid-Afrika se eie Guinness Book of Records se wêreldrekordhouers. Ek het altyd as 'n kind gewens, ek wens ek kan my naam daar in daai boek sien. Ek het 'n idee in my kop gehad, maar dit was 'n groot plan. Om dit in mekaar te sit, moes ek dit vir 'n rede doen. Baie welkom by ons reis vandag deur die wêreld van buitengewone prestasies. Vandag verken ons die grense van menslike inisiatief en vermoëns. Dit is die verhaal van twee van Guinness Book of Records se wêreldrekordhouers, Billy Cowley en Andre Green. Ons sou hierdie twee wat die rekords laat spat het, reuse kon noem, en dan wel in figuurlike sin. Reuse hier verwys nie na letterlik groot wesens nie, maar na mense wat buitengewoon groot of betekenisvolle prestasies bereik het. Maar wat is die Guinness Book of Records? Hoe het dit ontstaan? In 1951, Sir Hugh Beaver, the managing director of the Guinness Brewery, went on a hunting trip with some friends. While on the hunting trip, Sir Beaver missed a shot on a golden plover, and all his friends laughed at him, and he responded saying, "Well, the golden plover is the fastest game bird in Europe," and his friends said, "No, you're just a bad shot," and this led to an argument over what the fastest game bird in Europe was. When Sir Beaver got home, he began looking through books, trying to find what was the fastest game bird in Europe. But he couldn't find the answer anywhere, so he had an idea. Create a book that combined all the world records used to settle disagreements among friends. And in August of 1955, the first edition of the Guinness Book of World Records was released. En so het die boek self ook 'n wêreldrekord behaal as die besverkoper kopieregboek van alle tye, met verkope van meer as 100 miljoen eksemplare in 100 verskillende lande en 37 tale. Die vraag ontstaan, wat dryf iemand om 'n wêreldrekord na te jaag, om die skynbaar onmoontlike moontlik te maak? Billy Cowley, 'n entrepreneur, en Andre Green, 'n haarkapper, beide van Pretoria, het besluit om skynbaar ondenkbare en onmoontlike wêreldrekords na te jaag. Billy het binne 1 minuut 420 gram Marmite geëet, en Andre het binne 24 uur die meeste mense se hare ooit in so 'n tydperk gesny, naamlik 540 teenoor die ou rekord van 526. Ek het met elkeen van hulle oor hulle besluit om die rekordpogings aan te pak gesels. Billy, waarom het jy besluit om 'n rekordpoging aan te wend vir die Guinness Book of Records? Wat het jou gedryf? Vandat ek 'n kind was, het my ma vir my elke jaar die boek gekoop en ek het altyd as 'n kind gewens, ek wens ek kan my naam daar in daai boek sien. Toe jy ouer word, kom ek agter net luister, maar daar's eintlik rekords wat almal kan doen en ek dink dit is tyd om aansoek te doen en een te probeer. Wat het jou gemotiveer om juist Marmite te kies? Toe ek besluit het op Marmite, het ek gewonder wat se rekord gaan ek doen. Ek het nogal een gekies wat juist 'n bietjie eyebrows gaan lig, soos die Engelse sal sê. Dit was eintlik maar net meer dat ek ander mense kan bewus maak van 'n Guinness rekord. As ek blokkies gebou het, sou niemand eintlik daaroor gepraat het nie, maar Marmite het letterlik die mense se tonge laat klap. Hoe het jy voorberei vir die rekordpoging, fisies en ook geestelik? Dit was nou 'n moeilike een geweest, want omrede Marmite so baie sout in het, kon ek nie die rekord attempt soos 'n volle rekord nie. So ek het maar 'n pap gemaak wat letterlik die consistency was van Marmite en elke dag dit geëet. En dan daarbij het ek elke dag 1 teelepel Marmite geëet, maar net om aan die smaak gewoon te raak. Hoe lank het dit geneem om aan die smaak en die tekstuur gewoon te raak? Dit was eintlik redelik vinnig geweest. Die smaak en die tekstuur het regtig nie te veel geplan nie. Ek het hom maar net gevat en gesluk. Hoe verifieer 'n mens so 'n rekord? Daar's een van twee dinge. Jy kan die mense van Guinness direk hier kry, maar dit kos 'n paar rand. Dus werk omtrent so R400,000 uit om hulle hier te kry. Die ander opsie is gratis.
Hulle stuur vir jou 'n lys van goed wat jy moet doen. Jy moet jou timers daar hê, jy moet video evidence hê, jy moet fotos evidence hê. So hulle gee vir jou 'n hele lys van goeders wat jy moet doen. Dan stuur jy dit vir hulle deur na die tyd en dan vat dit so 3 maande om te verifieer en dan sê hulle vir jou yes, jy het dit of jy het dit nie. Die groot oomblik het toe uiteindelik aangebreek nie. Wat was jou reaksie toe jy besef jy die wêreldrekord verbeter? Ek was verskriklik bly geweest omrede dit obviously my eerste rekord was 'n wêreldrekord wat ek so sê en omrede ek getwyfel het omrede die ma met my keel vasgesit het, so ek was oorbly geweest. Het jy enige gesondheidsuitdagings ervaar na die rekord? Gelukkig nie omrede ek seker gemaak het dat ek het die medics daar gehad. Die medics na die tyd gegee het my 10 500 ml waters. Toe sê hy, jy gaan 1 water drink, daai Marmite is letterlik soos patjie op jou maag. So as jy daai 1 500 ml gedrink het, moet jy jou vinger maar in jou keel sit om daai uit te kry. En jou vriende, jou familie, jou vrou en al die mense, hoe het hulle gereageer toe hulle van hierdie rekord hoor? Almal het gedink ek is gek toe ek sê ek wil 'n rekord breek met Marmite. Tot vandag toe nog is daar mense en hulle praat, "O, jy die Marmite man, so daai naam gaan seker 'n mastiek vir my vir 'n lang tyd al breek ek ander rekords, maar nee, almal het gedink dis baie snaaks." Willie, na alles, wat nou van Marmite? Sal jy nog steeds van Marmite hou of dink jy's nou vir altyd klaar daarmee? Nee, ek is daarom nog 'n Marmite man. Ek het snaaks nog die Guinness Association gemail, want jy kan aansoek doen vir 'n nuwe rekord, want daar's 'n groot ding van jy's of 'n Marmite mens of jy's 'n Bovrol mens. Ek het gedink miskien moet ek kyk of ek 'n Bovrol rekord kan breek. Maar hulle het toe net my gesê, hulle kan dit nie toelaat nie, want Bovrol is nie in die hele wêreld beskikbaar nie. Maar nee, ek is nog steeds 'n Marmite mens. Nou, net so ten slotte, Billy, watter raad sou jy gee aan iemand wat self 'n Guinness wêreldrekord wil probeer opstel? Weet jy, my grootste raad aan mense wat 'n rekord wil opstel is dedication, wees motivated. Daar is 'n rekord wat enigiemand kan doen. As jy faal, moenie stop nie, probeer 'n ander ene, maar enigiemand kan 'n wêreldrekord kry. André, waarom het jy besluit om hierdie spesifieke Guinness wêreldrekord te doen? Dit is nou die meeste hare sny binne 24 uur. So 2 jaar terug het ek dit doen gehad met die kinderhuis en hulle het toe nou vir my aanleiding gegee, hulle het maar geldelik kort gewees op daai stadium met die kinderhuis. Ek het 'n idee in my kop gehad, maar dit was 'n groot plan om die ding mekaar te sit, moes ek dit vir 'n rede doen. En daar was nie 'n beter rede gewees as om vir hierdie kindertjies te kon doen nie. So dis maar hoe die ding begin het. Ek het dit net vir die Abraham Kriel kinderhuis gedoen om te kon geld insamel. Watter voorbereiding moes jy nou vooraf doen om so vinnig en so akkuraat te kon werk? Ek moes omtrent vir 12, 13 weke geen suiker inneem nie. Ek het opgehou enige alkohol gebruik. Want as ou se liggaam 24 uur wat jy werk, sukkel as hy begin moeg raak, dan begin hy op en af beweeg. Ek het sportsielkundige gaan sien om te sien hoe ek dit moes doen. Ek het letterlik en figuurlik alles wat nie reg was wat ou moet eet gelos. Ja, so dit was maar die meeste voorbereiding vir daai spesifiek een gewees. Hoe word nou toesig gehou oor so 'n rekord? Dis 'n groot aan mekaar sit storie hierdie. Ek moes nasionale timekeepers gehad het wat my moes help om die hele ding mekaar te sit. Ek moes kameras gehad het 24 uur wat moes gerekord het. Ek het 2 judges gehad wat elke 2 ure geswap het voor my wat die haarsnyer moes afteken om seker te maak ek doen alles volgens die reëls. So daar was baie tegniese goed geweest wat die rol gespeel het om te kan sê dat die rekord gebreek het dan. Moes elke haarsnyer aan sekere standaarde voldoen om te tel vir die rekord? Ja, ek was gesê ek moes 2 cm afval, so ek het vrouens gebruik met haarlengtes op hulle skouers bietjie onder en ek moes 'n volle haarsny doen volgens sections. Ek kon nie net afsny onder nie, so ek moes regtig deur al die hare gaan en ek moes niks minder as 2 cm afval op die hare nie. André, hoeveel mense agter die skerms werk saam om so 'n rekordpoging moontlik te maak of doen jy nou maar alles self? Nee, dit vat 'n span. My admin is nie baie goed nie. So ek het 'n groot span gehad. My sussie Elise de Ponte, sy was die persoon wat alles om mekaar gesit het. Die groep was omtrent tussen 25 en 30 mense agter die skerms om hierdie ding te gemaak werk het op daai stadium. Hoe het jy gefokus gebly, foute vermy terwyl jy onder hierdie kwaai tyddruk gewerk het? Ek het oorfone gehad op 'n stadium en dan het ek musiek geluister en dan het ek moeg geraak, het afgehaal. My span was baie entertaining geweest. Die mense wat in die kamer was die hele tyd wat gekom en gaan het deel geweest wat ek mee gedoen het, maar ek het probeer nie te veel praat nie want as ek praat is ek stadiger geweest. So ek het maar net geluister. So ek het maar afgewissel tussen oorfone en bietjie gesels en maar net my kop op een plek gehad om dit te kon doen. Moes jy spesiale toerusting of gereedskap gebruik om maksimum spoed te bereik of was alles maar die gewone skêr en gereedskap? Ek het maar net 'n baie goeie nuwe skêr gekoop wat baie skerp is. Ek het hom eintlik stomp gesny in daai 24 uur. So dis eintlik al wat ek nodig gehad en 'n goeie kam. Daar was nie enige McGaffers gewees andersins nie. Wat beteken dit vir jou persoonlik om hierdie Guinness wêreldrekord te kon verbeter?
Dit is spesiaal, want dit is vir meer as een rede. Vir my was die groot dryf gewees die kindertjies, ek het dit vir 'n rede gedoen. Dit was om geld in te samel. Vir my persoonlik was dit net, as ek iets doen, wil ek dit net gedoen te kry en ek wil dit reg doen. Ek wil dit nie fail nie. Dit het my expectations oorskry in alle opsigte. Vir hierdie twee mense is die breek van 'n rekord meer as net 'n prestasie. Dis 'n persoonlike oorwinning oor die beperkings van die menslike liggaam en gees. Wat was die moeilikste deel van die hele ervaring? Die moeilikste deel van die ervaring was die mediese aspek van die hele rekordattempt. Die medics moes daar gewees het, want dit was omtrent so 4 keer oor die legal sout limit wat jy mag inneem. So die kans vir 'n hartaanval en 'n stroke was daar gewees, en ek moes medics daar gehad het om seker te maak dat al my vlakke reg was na die tyd. Wat was die grootste fisiese uitdaging tydens so 'n intense haarsny sessie? Ek dink as jy vir 24 uur staan en ek moes teen 2 minute iets hare sny vir 24 uur, jou liggaam raak moeg, hy gaan deur ups en afs. Ek het ewen 'n drip in my arm gehad, 'n biceps wat hulle elke uur lank het hulle 700 mils aan die vloeistof in my liggaam ingedruk het, ek kon vloeistof in my lyf hê. Ek kon nie regtig eet nie, so ek het vinnig happies gevat as ek miskien 'n breek kon vat. Dit is 'n intense ding gewees om hierdie te kon doen op daai dag self. Dit lyk vir my wanneer die gogga jou een keer gebyt het om 'n wêreldkampioen te word, is daar geen keer om weer nog 'n keer te probeer vir 'n rekord nie. En dit is presies wat hierdie twee kampioene gedoen het. Billy en 'n klompie medewerkers het besluit om die meeste kankerstrikkies ooit op 'n motorkar te plak. En, hoor mooi, ander het weer besluit om die meeste hare ooit binne 'n uur onder water te sny. Ek het vir Billy oor die strikkies gaan uitvra en sommer by van sy medewerkers gehoor hoe dit hulle die poging beleef het. Billy, wat het jou geïnspireer om hierdie spesifieke rekord aan te pak? Kanker is 'n groot ding in vandag se samelewing. Jare terug het jy geweet van mense wat iemand ken wat kanker gehad het. Vandag is dit amper asof dit in elke huisgesin is, of as dit nie in jou huisgesin is, in 'n nabye huisgesin. So dit was my net 'n ding ook vir 'n bietjie bewusmaking vir kanker ook. Wie was almal betrokke by hierdie wêreldrekord en wat was die doel van die poging? Toe ek aansoek doen vir die rekord het ek besluit ek wil mense kry wat self deur kanker is. Ek wil nie iemand met net inspring en famous raak vir die verkeerde redes nie. So ek het Babette Labuschagne, die sangeres, gekry. Sy het borskanker gehad, 'n dubbel mastektomie. Ek het vir Nel Alexander gehad saam met my. Haar man is oorlede aan tongkanker. Dan het ek 'n klein dogtertjie gehad, Katie Heinz. Sy is 9 jaar oud. Sy het leukemia wat sy oorwin het, maar sy is nog besig met haar behandeling op hierdie stadium net om klaar te maak. En dan obviously myself as deel van ons span van 4. Nel Alexander hierso. Dit was my absoluut voorreg om deel te kon wees van die Ribbons of Hope projek en nie net omdat ons 'n wêreldrekord gebreek het nie, dit was natuurlik 'n bonus. Dit was my heerlik om deel te kon wees van 'n inisiatief wat help geld insamel het vir 'n liefdadigheidsorganisasie wat so naby aan my hart is. Van die geld wat ons op die dag ingesamel het ons die een helfte geskenk aan Sun Gardens Hospice en die ander helfte gaan aan The Pink Drive. En Sun Gardens Hospice is natuurlik baie naby aan my hart. My man in die laaste paar maande van sy lewe daar spandeer en ek moet sê my familie en ek sou nie daai laaste paar moeilike maande kon oorleef het sonder die Sun Gardens personeel se hulp en kundigheid en net compassion nie. My naam is Kate Huys. Dit was baie lekker om deel te neem aan die Guinness World Records met die strikkie. Ek het dit baie geniet. Hi RSG luisteraars, wat 'n ongelooflike voorreg was dit nie om betrokke te wees by so 'n groot projek wat werklik 'n verskil maak, 'n impak maak en regtig sommer net lewens verander. Ek dink vir my die lekkerste deel van die projek was om saam met ongelooflike mense te werk. Billy, Annel, Babette en Klein Kate het regtig harte van goud en dit is so mooi om te sien hoe 'n ding wat eintlik baie swaar vir 'n mens kan wees, regtig die mooi in hulle uitbring en hulle motiveer om 'n verskil te maak. Kom ons kom 'n bietjie by die strikkies. Vertel ons, wat was die rekord en hoeveel is daar nou en hoekom strikkies? Die rekord was 5700 strikkies op 'n kar. Die rekord wat ons probeer opstel het was 6000, maar ons het toe besluit, hoorie, maar as ons by 6000 kan kom, hoekom nie? So ons het eintlik vandag 7252 strikkies op daai kar geplak. Hoe lank het dit geneem? 'n volle 8 ure. Wat was die grootste uitdaging tydens die opstel van die rekord?
Een van die kriteria van die Guinness Association was dat nie een van die strikkies dieselfde mag lyk nie. So ons het toe besluit, laat mense vir ons R30 as 'n donasie gee, dan skryf ons 'n naam op elke strikkie. Baie mense het vir ons, mense wat hulle verloor het aan kanker, mense wat self kanker het hulle vir ons deurgestuur met 'n R30 donasie. Daar was self mense wat 'n R10 vir ons gestuur het en ons het toe 'n naam opgeskryf. So aan die einde van die dag het ons toe oor die 7200 name op die strikkies gehad. Daai was letterlik die grootste challenge. Die ander ding is ook, jy moet 'n foto van elke strikkie neem en dit vir die Guinness Association stuur om te wys dat nie een dieselfde is nie. Oor die 7000 foto's. Ja, dit vat baie spasie op mense foon. Hoe het die rekord persoonlike betekenis vir jou of is dit maar net gekoppel aan mense wat jy geken het? Ek is in April 2025 gediagnoseer met stage 4 kolonkanker. So vir my was dit nogal belangrik geweest om hierdie rekord te kan doen. As ek dit nie eendag sou maak nie, dat ek hierdie rekord kan doen. Maar ek het gesê ook, ek wil geld vir ander mense kry wat sukkel met kanker. Dis kom ons besluit het om die R30 donasie in te bring, dat ek net ander mense kan help daar buite wat ook sukkel met kanker. Watter tipe kankerbewusmaking hoop jy om met hierdie rekord te bevorder? Ek wil hê mense moet, as hulle voel daar is 'n pyn, moet hulle 'n dokter gaan sien voor dit te laat is. Op hierdie stadium praat hulle van turbokankers. So die mense kom eers agter op stage 3 en stage 4 dat hulle kanker het, wat eintlik al redelik gevorder is, waar as mense pyn voel dat hulle eintlik vroeër kan gaan en miskien die kanker vroeër optel. Hoe het die mense in jou gemeenskap en op sosiale media op jou poging gereageer? Dit was eintlik baie groot as ek gedink het. Die feit dat ons gesê het dat ons jou geliefde se naam op die strikkies kon sit, het die mense verskriklik emosioneel affekteer en ek voel net dit het hoop gebring vir al die mense wat nog op die kanker fight. En nou weer 'n bietjie persoonlik, Billy, wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy hoor hierdie rekord is nou amptelik erken? Toe ons by die rekord kom, was dit nie net vir my persoonlik nie, maar dink vir ons al vier was dit 'n groot sukses wat ons behaal het. Mense dink dis eintlik 'n maklike rekord, maar dit is fisies uitputtend op 'n mens se lyf om soveel ure daar te sit en die strikkies te doen, maar besides that om al die name op die strikkies te skryf, want elke keer as iemand vir ons 'n naam deurstuur, is dit vir ons ook emosioneel om daai mense se name op die strikkies te skryf. So dit was vir ons letterlik 'n groot victory gewees om hierdie te gedoen het. Sou jy ander mense aanmoedig, Billy, om bewusmakingsprojekte op 'n kreatiewe manier soos hierdie aan te pak? Behalwe dat 'n mens goed voel oor jouself om ander mense te help, dis lekker om 'n rekord te breek. Ek het al klaar vir my span gesê dat volgende jaar moet ons dit weer attempt. Ek het gesien die keer is daar 'n bussie wat vir die meeste kankerstrikkies op is en dis 12000 strikkies. So die uitdaging gaan baie groter wees, maar ek hoop dat as ons vroeër begin en ons meer geld kan insamel vir mense wat sukkel met kanker en aan die einde van die dag is dit is wat 'n mens volvul. So as die liewe Vader my kan spaar, dan sal ons hom probeer. Dankie Billy, jy's 'n inspirasie vir ons almal. Om hare onder water te sny is 'n reuse uitdaging. Andre Green en 'n klompie medewerkers vertel. Five, 4, 3, 2, 1. Ek gesels weer met Andre Green. Dit gaan nou oor die Guinness Book of Records sy tweede poging, die meeste hare wat gesny is onder water binne 1 uur. Andre, wat het jou geïnspireer om hierdie spesifieke Guinness wêreldrekord te probeer? Dat die vorige een het so impak gehad op die kinderhuis finansiëel en was so ongelooflik geweest vir die kinders, dat ons gesels het en besef het, maar as ek dit nog een kan doen, kan die mense weet klaar van wat ons gedoen het die vorige keer. En dit het my baie gedryf toe nou op 'n punt te kom waar ek begin dink het aan 'n tweede opsie. En toe hierdie ene oor my pad gekom, so letterlik, ek dink 3 maande na die vorige een. My span was nie baie keen geweest, die almal was nog fragile geweest, maar dit was 'n ongelooflike lekker idee toe ek kon begin dink aan die idee en dit het net gegaan toe van daar af. Wie het jy gekry om deel te neem en moes jy en hulle spesiale swempak of toerusting dra om hier onder water ding te doen? Dit was baie tegnies geweest. Ek was eintlik baie meer as ek gedink het dit sou wees. So ek moes 'n ongelooflike duikskool hierso in Pretoria wat ek moes kry om my te help, het my gesponsor het. Reef divers, ongelooflike mense en ons moes alle duikervrouens kry met haarlengtes op hulle skouers en bietjie langer wat ek weet 2 cm moes afhaal. Maar die groot triek was geweest, hulle moes open water diver kwalifikasie gehad het om te kon deelneem daarin. So dit was baie tegnies en dit was 'n volle stage onder die water gebou.
met kameras, met beligting en 'n stoel waarop hulle op en af beweeg het. Hoe verskil dit om hare onder water te sny vergelyking met dit wat jy op droë land doen? Jy het nou gesê hulle sit byvoorbeeld ook op stoele, maar hoe dryf hulle dan nie? Eerstens het hulle omtrent 40 kg aan my lyf vasgesit om my onder die water te hou. Elke duiker wat ingekom het, ons het actually 'n push and pull span gehad. So ek het 'n stoel gehad en as die duikers afbeweeg het daar iemand hulle vasgehou en vir my gegooi letterlik in my stoel toe. Ek het hulle gevang en die stoel was ook vasgemaak, hulle het vasgehou. En sodra ek klaar gesny het, ek op die arm gekap en dan die vrou die hand uitgesteek en trek hulle van my stoel af. Dit is moeilik onder die water. Die hare is all over. Elke tipe is anders gewees. Ek het nooit op 'n punt gekom waar ek gedink het, okay, ek maak nou uit nie. Elke haarsny was 'n challenge gewees. Watter spesifieke tegnieke gebruik 'n mens om akkuraat en vinnig onder water te werk? Was daar vasgestelde style waarin jy moes sny? Baie dieselfde as wat my 24 uur een was. Ek moes weer 2 cm afval. Ek moes dit oral afval, dieselfde formaat as wat op die vorige een was. Baie basic geweest, maar dit was 'n volle haarsny onder die water. Hoe berei jy jouself fisies en geestelik voor vir 'n uur lank te sny onder water? Ek moet sê, toe hulle my in die water sit en hulle is besig om mekaar te sit, ek dink hier is nie so 'n goeie idee om angstig te wees en dan moet jy weet jy gaan 'n uur onder die water wees nie. So ek het nie probeer dink daaroor nie. Dit was letterlik maar net, ek het net voetjie vir voetjie en ek het wou dit maar net gedoen kry. Wat was jou grootste uitdaging? My bril het gelek, ek kon nie mooi sien nie. Ek het myself eintlik raak gesny na die eerste haarsny, maar sleg. Ek het letterlik daai aartjie op my vinger raak gesny met daai baie nuwe skerp van my. En dit het veroorsaak waar jy vat is nie waar jy sien nie. So dit was vir my nogal 'n challenge geweest om daai te kon uitfigure na weet 'n paar minute eers om aan die gang te kom bly. Die ou rekord was 27 persone se hare gesny onder water, maar nou is die nuwe een 31. Hoe het jy gevoel toe dit duidelik geword het dat jy die rekord verbeter het? Dit was eintlik baie spesiaal geweest. Ek het 'n blinde vrou gehad. Haar naam is Jess. Sy's 22 jaar oud en sy het haar hand opgesteek om my te kom help as 'n duiker onder water. Sy's 'n goeie duiker. Ek het gevra dat ons haar moet bring as nommer 27 om die rekord te ewenaar. So toe ek haar sien, toe besef ek is gelyk met die vorige rekord. My sussie was toe die persoon wat hulle ingebring het as die nuwe ene. So ek het geweet hoe ek die twee persone sien, ek is nou oor daai rekord daarom. It's Jess. I just wanted to send Andre. He is such an amazing guy doing what he did for charity and competing to win this incredible achievement and breaking some records. I really enjoyed myself being a part of the whole event and being able to do something that I love. It was so much fun and I would definitely recommend getting some haircut underwater because it was not too shabby. It was really good, really good. Ek is Lily Groenewald, Andre se dogter. Om deel te kon wees van hierdie 2 wêreldrekords was 'n blessing. Om my pa te kan sien hierdie mylpale bereik en net deel te kan wees veral waar hy my hare gesny het vir die rekordbreeknommer was absoluut net iets wat ek nie vir enigiemand kan verduidelik nie. Dit was net wow. En om te kon deel wees by die 2de wêreldrekord waar ons net kon sien waantoe hierdie moeite en werk en alles heen gaan vir die kinders. Hoe word so 'n poging geverifieer vir die Guinness Book of Records? Watter riglyne is daar? Ek is baie dieselfde as die 24 uur ene. Ons weet die nasionale timekeepers gehad het, ons moes weer kameras onder water gehad het. Ek het actually 2 judges gehad wat by die monitors gesit het self en wat elke haarsny moes afteken. Daar moes ook foto's geneem geword het voor die persoon in die water gegaan het en as die persoon uit die water beweeg het. En net so ten slotte, watter raad sal jy nou gee vir ander mense wat ook 'n ongewone Guinness wêreldrekord wil aanpak? Ek dink daar's so baie dinge daar buite. Mense sê jy kan die vinnigste haarsny in die wêreld doen, jy kan dit doen, maar ek dink as jy iets doen dit vir iets en iemand. Ek dink dis wat vir my so amazing was. Dis nie vir jouself nie en is wonderlik want dit trek baie aandag vir mense om deel te wees vir 'n rede vir iemand wat jy dit voor kan doen voor. My naam is Monique, ek is Andre se vrou en ek deel graag met julle my ervaring van die 2 wêreldrekord attempts wat hy aangepak het. Met so 'n event is daar altyd gemengde gevoelens van vrees, worry, hartseer, opwinding, trots en ek moet sê dit is een ding wat ons nog altyd is op Andre. As hy sy kop op 'n ding sit, dan maak hy seker dit gebeur en dit is 'n sukses. Die eerste een was aansienlik moeiliker want dit was onbekend, maar die sukses van hom het ons soveel meer selfvertroue gegee vir die tweede een en ons het ongelooflike ondersteuning gehad. Dit is Elise de Panty, Andre se sussie. Het was 'n ongelooflike voorreg vir my om saam met Andre die 2 Guinness World Records te beleef. Andre het die vermoë om mense te oortuig, enigiets is altyd moontlik. En dit was ook spesiaal om weer saam met Abraham Kriel Bambanani Langlaagte iets te kon doen. Dit was maande se beplanning, baie logistieke, maar wat dit so wonderlik maak is net om te sien hoe die gemeenskap bymekaar kom
en mense hand opsteek om te help. Na die eerste rekord het ek gesê nooit weer nie. Na die tweede rekord het ek ook gesê nooit weer nie. Maar elke keer was dit nog 'n hoogtepunt van my lewe om deel te kon wees daarvan. In beide gevalle was die aanpak van die rekords nie maklik nie. Daar was die oomblikke van wonder, gaan ek dit maak? Ons het begin met die rekord, toe het hulle my gestop op 'n stadium, toe sê hulle, daar was 'n probleem met die timer, ons van vooraf begin. Wat toe gebeur het, die mamma wat in my mond was, toe ek hulle gesluk het, het in my keel begin vassit. So toe ons weer begin het met die rekord, toe begin daai bolletjie al groter te raak, en ek het die einde van die dag gesukkel om te sluk, en op daai stadium het ek gewonder of ek hom gaan maak. So 7:00 die aand, toe begin ek koue en warm koors kry. Hulle het vir my eintlik gejok oor my tyd hoe ver voor ek was, want ek wou nie stop nie, oor ek bang was ek raak agter. En toe het hulle span gesê ek het 10 minute, ek kan 'n breek vat, en toe het hulle my laat lê, en toe die fisies ingekom, ek het spasmas my lare gehad, en hulle het die vloeistof deur die drip gestoot vir my, en my laat lê, en my letterlik net dat ek bietjie reset my oë toegemaak, dat jy nie weer in die gang kon kom. So dis maar die enigste wobble wat ek gehad het, ek dink 7:00 die aand. En dan die blydskap as die nuus kom, die wêreldrekord is gebreek. Toe ons by die rekord kom, was dit nie net vir my persoonlik nie, maar dink vir ons al vier was dit 'n groot sukses wat ons behaal het. Mense dink dis eintlik 'n maklike rekord, maar dit is fisies uitputtend op 'n mens se lyf om soveel ure daar te sit en die strikkies te doen, maar besides that om al die name op die strikkies te skryf, want elke keer as iemand vir ons 'n naam deurstuur, is dit vir ons ook emosioneel om daai mense se name op die strikkies te skryf. So dit was vir ons letterlik 'n groot victory gewees om hierdie te gedoen het. Dit is spesiaal, want dit is vir meer as een rede. Vir my was die groot dryf gewees die kindertjies, ek het dit vir 'n rede gedoen. Dit was om geld in te samel. Vir my persoonlik was dit net, as ek iets doen, wil ek dit net gedoen kry en ek wil dit reg doen. Ek wil dit nie fail nie. Dit het my expectations oorskry in alle opsigte. Beide, Billy en Andre, het hierdie wêreldrekords nie net vir hulle eie plesier aangepak nie, maar het organisasies in gedagte gehad wat ook hieruit voordeel sou trek. Rekords is meer as net syfers op 'n bladsy. Dit vertel die verhale van mense wat grense oortref het, wat wys dat niks onmoontlik is nie. Ons groet die twee Guinness wêreldrekordhouers, Billy Cowley en Andre Green. Dankie dat julle ons inspireer om die grense van die moontlike te verskuif.